In die vorige video het ons saam gekyk na die eerste 3 verse van 1 Korintiërs 13, sodat ek jou kon wys hoe die volg-stiltetyd metode werk. Vandag gaan ons weer hierdie metode gebruik, om te kyk wat ons uit Hebreërs 12 vers 1 en 2a kan leer. Ons gaan begin by V, wat staan vir vra God se leiding. So kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag weer saam stil kan word in U woord. Dankie dat U hier is om deur die woord met ons te praat en ons te leer wat ons vandag moet weet. Ons bid dat U ons oë sal oopmaak vir dit wat ons moet raak sien, en ook dat U ons sal help om te verstaan wat U vir ons wil sê, en hoe ons dit in ons daaglikse lewens moet gaan uitleef. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Goed, nou gaan ons oor na O, wat staan vir ondersoek die teks. Jy is welkom om die video vir 'n rukkie te stop en die verse wat ons gaan lees in jou joernaal neer te skryf en te merk wat vir jou uitstaan. Of jy kan net luister na wat in die gedeelte staan. In Hebreërs 12 vers 1 tot 2a lees ons: Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Daar's 'n paar belangrike dinge wat ons in hierdie 2 verse moet raak sien. Dit is die L gedeelte van volg, wat staan vir let op die lesse. Ons gaan ook sommer by elke les wat ons raak sien, dadelik oor die G, wat staan vir gaan en wees 'n doener van die woord gesels. Eerstens moet ons sien dat ons besig is met 'n wedloop. Elkeen van ons het ons eie wedloop wat die Here vir ons beplan het. Jy kan dit ook sien as die plan wat die Here vir jou lewe het. Tweedens moet ons sien dat daar sekere dinge is wat veroorsaak dat ons sukkel om hierdie wedloop te hardloop. Die eerste ding waarvan die skrywer praat, is laste. Hierdie laste kan dinge wees soos vrees, bekommernis, ou wonde wat nog nie genees het nie, of dinge wat ander aan ons gedoen het, waaraan ons bly vashou. Dit kan ook dinge wees, soos om besig te wees, of om op ons eie wysheid en eie krag staat te maak, of selfs die verskillende goed wat ons aandag besig hou en aftrek. Hierdie is alles laste wat ons verhinder, ons terughou en afrem in die wedloop wat die Here vir ons gegee het. Dit is dus baie belangrik dat ons van hierdie laste ontslaa raak. Maar ons moet hulle nie net saggies neersit, sodat ons hulle later weer kan optel nie. Nee, ons moet hulle afgooi. Dit impliseer dat ons die laste ver van ons af weggooi, sodat ons regtig van hulle ontslaa is en hulle ons nie langer kan terughou nie. Dink so 'n bietjie aan jou lewe. Watse laste is daar wat jou hinder en terughou in jou geloofswedloop? Skryf hulle neer en praat met die Here daaroor. Vra hom om jou te help om die laste van jou af te gooi. En as dit nodig is, stel vir jouself 'n aksieplan op van hoe jy te werk moet gaan om jou laste van jou af te gooi. Die tweede ding wat die skrywer sê ons kan terughou en waarvan ons ontslae moet raak, is sonde. Hy noem nie spesifieke sondes nie, maar hy verwys 10-1 na ongeloof. Die hele Hebreërs 11, wat nou net voor Hebreërs 12 is, gaan oor geloof en wat dit in die lewens van die geloofshelde beteken het. Ons moet dus sorg dat ons van alle ongeloof in ons lewens ontslae raak, want ongeloof lei tot allerhande ander sondes wat ons kan verstrik. Dink weer in jou eie lewe. Wat is daar wat God gesê het, wat jy sukkel om te glo? Waar sukkel jy om hom te vertrou? Bring al hierdie dinge na hom toe en praat eerlik met hom daaroor. As jy weet waarom jy sukkel om te glo, sê dit vir hom. Bid dan wat die man in Markus 9 vers 24 gebid het. Here, ek glo, help my in my ongeloof. Die derde ding wat ons moet raak sien, is die feit dat ons aangemoedig word om ons wedloop met volharding te hardloop. In Hebreërs 11 lees ons van verskeie mense wat hulle geloofswedloop met volharding gehardloop het. Dit was nooit maklik nie, maar hulle het aangehou ten spyte van probleme, teenstand, swaar kry, vervolging en beloftes wat gelyk het of dit nooit gaan waar word nie. Ons moet hulle voorbeeld volg en ook aanhou om vorentoe te beweeg in ons geloofswedloop, want dit is die enigste manier hoe ons by die eindpunt gaan kom en die wedloop gaan wen. As jy vandag sukkel met jou wedloop, soek 'n geloofsheld in die Bybel wat dieselfde ervaring as jy gehad het en kyk hoe hy dit hanteer het.
Het jy familieprobleme? Lees wat het Josef gedoen. Raak jou werk vir jou te veel? Kyk bietjie na Moses se lewe. Het iemand jou te nagekom en jy is in die versoeking om hom terug te kry? Blaai na Dawid se verhaal en gaan leer by hom wat jy moet doen. Onthou, alles wat die Here in sy woord laat opteken het, is opgeteken om ons te leer, sodat ons, deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. Dit staan in Romeine 15 vers 4. Laastens kom ons by die heel belangrikste ding uit wat ons in hierdie gedeelte moet raak sien en ook in ons geloofswetloop moet doen. Ons moet ons oë altyd op Jesus hou. Onthou jy die storie van Petrus wat op die water geloop het? Terwyl hy op Jesus gefokus het, kon hy doen wat geen mens, behalwe Jesus, nog ooit gedoen het nie. Hy kon op die water loop, maar toe hy sy oë van Jesus afhaal en fokus op dit wat rondom hom aangaan, het hy bang geword en gesink. Dieselfde is waar van ons. Solank ons ons oë op Jesus hou, sal ons nie net weet in watter rigting ons moet hardloop nie, maar ook hoe ons dit moet doen. Solank ons op hom gefokus bly, sal al die dinge wat in hierdie wêreld gebeur, wat 'n mens negatief en bang kan maak, ons nie beïnvloed nie, omdat ons vertroue in die een is, wat groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Solank ons Jesus voor oë hou, sal ons al die laste en sonde wat ons verhinder en verstrik, afgooi. Ons sal met volharding kan hardloop, omdat die Here ons nie net gewillig maak nie, maar ook die vermoë en krag gee om sy wil te gehoorsaam. Ek weet nie wat jou wedloop op die stadium behels nie. Dalk is jy besig om op die gelypad te hardloop, waar dinge redelik maklik gaan. Dalk is jy besig om teen 'n baie styl opdraande op te hardloop, en jy's moeg en sommer lus om die handdoek in te gooi. Maar dit maak nie saak hoe jou wedloop op die stadium lyk nie. Ek wil jou aanmoedig om elke dag tyd by Jesus se voete te spandeer. Laat hom toe om jou te vul met sy gees, met liefde, met geloof, met hoop en met sy woord. Laat hom toe om jou te bemoedig, jou aan te moedig, jou krag te gee en jou die wysheid te gee wat jy nodig het vir die dag. En moenie van hom vergeet wanneer jy klaar is met jou stilte tyd nie. Bly op hom fokus. Praat met hom deur die dag. Vra hom om jou te help in elke besluit wat jy moet neem. Vra hom om jou te help met elke taak wat jy aanpak. Vra sy raad, sy bystand, sy wysheid. Hou jou oë op hom sodat jy jou geloofswedloop met volharding kan hardloop en die oorwinnaarskroon kan kry. Here, dankie dat U vir elkeen van ons 'n ander geloofswedloop beplan het. Dankie dat U verhale van gewone mense wat op U vertrou en in U geglo het, vir ons in die woord laat opteken het, sodat ons by hulle kan leer en deur hulle bemoedig kan word. Dankie dat U elke tree van die pad saam met ons is en dat ons op U kan vertrou om ons te help om ons geloofswedloop met volharding te hardloop. Help ons asseblief om dit met volharding te hardloop, sodat ons die wedloop kan voltooi en die oorwinnaarskroon kan kry. Amen. As hierdie video vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om jou oë op Jesus te hou, sodat jy jou wedloop met volharding kan hardloop.